Ja, maar dat is albei net so 'n bietjie tydjie wat ons het hier, daar zijn. Ja, ek wil net vir elkeen sê baie hartlik welkom. As daar enige besoekers is vanmôre hierso, baie hartlik welkom, mag die Here u baie ryklik seën. Elkeen wat ook vanmôre luister na die boodskap, miskien so oor die internet, en dit het later uitgesaai word. Ons wil die Here maar net eer vir sy werking in ons lewens. Ja, ek wil weer net so voordat ons met die amptelik met die diens eintlik verder begin, wil ek weer so 'n bietjie vanmôre, dis amper soos nagmaal, jy weet, maar ek het twee jong dames gevra om vanmôre bietjie vir u druiwe uit te deel, en ek wil vra dat elkeen wat wil en wat kan, wat vir wie nou nie allergies is daarvoor nie, vir 'n bietjie 'n druiwekorreltjie te vat. Ek vra die twee dames om na vore te kom, asseblief, en gaan gee vir al die mense, en so terwyl ons dit nou, kry maar, en dan gee julle so vir al die mense, tot daar, heel agter, en kyk tot in die moederskamer, laat hulle elkeen kry, glo daar sal genoeg wees. Hulle is vanmôre ons diakonesse, wat net uitgee. Ja, hulle maar so vir almal. Ja. Nou, wat ek wil hê, wat u moet let op, is as u daai ou druiwekorreltjie vat, ons praat oor die vrug van die Gees in hierdie tyd, en dis wel, maar dis so wonderlik in ons tyd en in ons land is daar druiwe beskikbaar, en die wonderlikheid van God se skepping en dit van smaak. Ons het die wynstok en die lote boodskap het ons gehad hier, maar ook nou as u daai druiwekorrel vanmôre neem en u eet hom, wat proe jy? Wat ervaar jy? Want dis waaroor dit gaan, en dit is hoe prakties God se woord is. Ons proe en ons leef, en deur ons leef en proe, dan kom ons by mense se lewens verby, en hulle proe, en hulle smaak, hulle kry die smaak, 'n spesifieke smaak. Ek is nogal baie lief vir die hanepootdruiwe, hy het 'n besondere geur en smaak aan, en nou ja, hierdie is nie hanepoot nie, maar dit is ook lekker druiwe, so ons hoop jy sal dit geniet. Nou, hierdie gedagte van smaak, hoor wat sê die vers, Psalm 34 vers 8 en 9. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Ons gaan 'n voorbeeld daarvan noem in die diens. En dan sê hy, smaak en sien dat die Here goed is. Ons gaan oor goedheid praat, maar u moet dit smaak en proe. Baie dankie nou, julle kan elkeen twee, hoor. Daar's hy, ek waardeer wat julle gedoen het. Daar's hy, het almal om gekry. Daar's nie een wat oorgeslaan is nie. En maar goed, baie dankie. Ons waardeer dit. Dankie vir julle ook, hoor. Kyk daai teks. Smaak en sien dat die Here goed is. Proe dit vanmôre. Dis die woord, dis die boodskap. As mense by jou lewe verbykom en hulle proe en smaak, die woorde wat jy praat, die manier hoe jy lewe, dan ervaar hulle iets. Uit jou woorde uit, dan proe hulle. Of dis iets wat, ek wil dit nie hê nie, of dis daar, ek wens daar's meer. So, maar smaak en sien dat die Here goed is, en net nog een versie oor die smaak, en die ootmoediges sal vreugde smaak in die Here. Vreugde op sê, hulle sal nie net bly wees nie, hulle sal blydskap op blydskap hê. Die ootmoediges. Nou wat is 'n ootmoedige? Ek wonder die kinders wat so slim is hierso. Wat is ootmoediges? Wat dink julle is ootmoedig? Help my 'n bietjie dink. Wat is 'n ootmoedige? Nou goed, dis as jy daar by die skool 'n prys gewen het. Dan sê jy, "Wow, ek is wonderlik." Dan is jy nederig.
Dan sê jy, is fantasties, ek is bly ek het gewen. Wie maat my nogal gehelp? En ek het 'n fantastiese onderwyseres gehad. En ek het nog gebid en die Here het my ook gehelp. So it's not only me, is nie net ek nie, het gaan nie net oor my nie. Dis om te sê, dankie Here. En weet jy, is my so mooi. Dat ek keer in die sporthok is, daai oorwinning behaal het, né? Dan wys ons so op boontoe. Dankie, ons het gebid, ons het gevra, né? Jy weet ek nie hoe die ander ouens gebid wat nou nie die hand so kan opsteek nie, né? Maar dis nou maar net sommer iets in die lug te lei, maar die wonderlikheid om aan God eer te bring. Ootmoedig is om nie hoogmoedig en sproggerig te wees nie, en is nie om te dink, ek is beter as ander en ek kyk neer op hulle nie. Dit wat God jou gemaak het, as hy jou besondere vermoëns gegee het, is dit net om te sê, Here, dankie. Dankie dat U my dit gegee het, dankie dat ek die goeie punte kon behaal, en die wat dit miskien nie kon doen nie, wat dit nie kon behaal nie, en nie daai begaafdheid so het nie, om ook vir die Here te sê, Here, dankie, vir my, is dit wat ek bereik het, is 'n wen. Smaak en sien dat die Here goed is. 'n Ootmoedige sal vreugde op vreugde hê, omdat hy 'n nederige mens is. En hy sal God waardeer en God se werking in hom respekteer. En hy sal smaak dat die Here vir hom goed is. Nou ja, nou preek ek voordat ek begin preek. Die preek van môre gaan oor vrug van die Gees. Het voor ons skriflesing gaan doen. En soos dat ek nou maar so wandel met die boodskap en die voorbereidings, dan kry ek amper afdraai paaie. Maar ons is eintlik by die vrug van die Gees, het ons gesê ons is vrede. En ons het gesê vrede kan nie bestaan sonder enige van die ander vrugte nie. En ek kan nie sê ek het liefde as vrug van die Gees sonder vrede of sonder die ander nie, sonder die ander 9 nie. En vanmôre kom ons by 3 verskillende besondere kwaliteite wat die vrug, let wel nie vrugte nie, maar die vrug van die Gees is, en dis vriendelikheid, goedheid en getrouheid. En dit is my so aangenaam in hierdie week om hierdie na te vors en te lees en te gaan uitvind, maar wat is vriendelikheid, wat is goedheid, wat is getrouheid. Maar kom ons doen eers die skriflesing. En ons gaan vanmôre lees uit Johannes 14, net om die gedagte van vrede aan te haak, 14 vers 26 en vers 27, en dan gaan ons in Galasiërs 8 'n paar verskillende dele lees. Kom ons lees. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in sy naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis Jesus wat hier praat. Vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en nie bang wees nie. En dan kom ons by Galasiërs 5. En Galasiërs 5 het 'n baie sterk deel van werke van die vlees, en ons het verlede week so 'n bietjie daarna gekyk, maar dan het hy werke van die Gees en die vrug van die Gees, nie werke van die Gees nie, nee. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid en vanoggend sin is vriendelikheid, goedheid, getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing moontlik volgende week sinne. Maar die wat aan Christus behoort, vers 24, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons dan deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Vers 26. Laat ons nie word soekers van ydelle eer nie, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Nou hier is 'n paar woorde wat mense laat dink, en daarom het ek die
Amplified vertaling ook net hierin. Let us not become vainglorious and self-conceited, competitive and challenging and provoking and irritating to one another, envying and being jealous of one another. Dit was God se woord wat ons gelees het. Kom ons bid net so saam. Here, hoe groot en wonderlik is U. Dankie vir hierdie kosbare woord. Here, dankie vir elke woordjie, elke lettertjie wat U in hierdie Bybel vir ons laat opteken het. Here, in hierdie woord is soms skerp. U sê self, dis 'n skerp tweesnydende swaard. En as dit ons binneste kom oop kloof. Here, dan staan ons, en soos Hebreërs 4 sê, dan staan ons ontbloot voor U wat ons ken, die diepste oorlegginge van ons hart ken, en alles is voor U openbloot. En dan kom ons eintlik bewend voor U. Maar nou sê U dat ons in Hebreërs 4, dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade moet kom, om barmhartigheid te verkry, om op die regte tyd gehelp te word. Maar U sê daar, dat ons het 'n hoë priester, wat met al ons swakhede medelei het, en wat vir ons intree. Here, ons kom nou na U toe, en bid terwyl U woord nou sny in ons harte in. Bid ons dat U dit sal doen met die volle impak daarvan. Maar Here, dankie dat ons na U toe kan draai, nog voordat dit gebeur en sê, Here, ons hoop is in U. O hemelse Hoëpriester, dankie dat U met ons medelei het. U weet wat elkeen mee stryd gehad het in hierdie week. En ons bid nou, Here, dat U ons sal help, dat ons by U genade vind, en by U barmhartigheid. Dankie, Here. Amen. Nou Galasiërs 5:22 is maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen die tyd ken U dalk nou al die vers heeltemal van buite. Nou lees ons in Titus 2 vers 10. En daar in Titus 2 sien ons nou, lees ons van die evangelie, die wonder-evangelie, die goeie nuus. As ons nou praat van die vrug van die Gees, is dit die goeie vrugte. En die goeie vrugte in U en my lewe moet dan eintlik die goeie nuus beklemtoon en vertoon. Wat sê Titus 2 vers 10? Sodat hulle die leer sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Nou jy moet, as jy Titus 2 se voorafgaande deel lees, dan is dit nou oor allerhande verhoudings. Jy weet, dit is die mans en vrouens en kinders, en dis die werkers en die wat in diens van ander staan. Jy het 'n baas wat jy voor werk, 'n senior persoon wat oor jou aangestel is. En dan spesifiek hier, net voor vers 10, is hoe jy teenoor daai persoon optree en hoe hierdie verhoudinge werk, sê hy, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Met ander woorde, die manier hoe ons optree en hoe ons lewe, is dit eintlik dat ons die kollig draai op die goeie nuus, die evangelie van God. En hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die mense wat nie kerk toe gaan nie, die mense wat nie Bybel lees nie, hulle moet ook die evangelie beleef. En hoe beleef hulle dit? Deur mense wat die vrug van die Gees in hulle lewe ervaar, dit dra en dit aanbied. En mense smaak, soos u vanmôre hier jou druiwekorreltjie gesmaak het, smaak hulle. As Jan, Pieter, Gert en Sannie
daar by die werk is en hoe hulle optree en sê, wow, ek proe, ek ervaar God in hulle lewe. Ek ervaar, dis fantasties om so 'n evangelie te hê, soos wat hierdie mense verteenwoordig. Ons versier die boodskap van die evangelie deur ons optrede, deur ons daaglikse lewe, deur die manier hoe ons lewe. Hoe fantastiese goeie nuus is dit, dat mense dit so kan versier. Hoe groot voorreg het u en ek, om hierdie wonder evangelie aan mense oor te dra. Nou ons is gou om te sê, ja, of 'n traktaatjie te gee, vir mense te sê, ja, jy moet jou hart vir die Here gee, en jy moet onthou die wederkoms kom, en jy moet reg wees vir die Here, en jy, baie dinge wat jy sê, maar wat smaak hulle, wat ervaar hulle, as hulle jou lewe dop, as hulle jou sien? En die mense wat nie die Here dien nie, is baie krities op 'n kind van God. En hulle vind baie maklik van, ja, jy sê jy is 'n kind van die Here, en kyk hoe lewe jy. Dit is gou om fout te vind by ons. Nou, ek het by geleentheid hier vertel van die bestuurende direkteur van een van die markagentskappe in Pretoria, wat ek die man gaan soek. En hy het baie werkers onder hom, en by die huisbak soek ek, en ek soek na hierdie persoon, en ek noem die naam. En dis een van die werkers daar, met sy oorpak aan, en hy stoot sy bors so uit. En hy sê, dis my meneer daar. Nou as u die meneer geken het, dan sal u weet waarom hy so trots is op sy meneer. Want hy het werklik die vrug van die Heilige Gees uitgedra, uitgelewe. As jy met hierdie man te doen het, waar het ook al is, by die kerk, by die werk, waar jy ook al is, in sy huis, enige plek, dat hy die lieflike geur en die smaak van God se teenwoordigheid. En dis die wonderlikheid. En dis waaroor hierdie vrug van die Gees en al hierdie eienskappe van hierdie, wat die Heilige Gees in ons kom na vore roep, is dat juis hierdie gesindheid moet in ons afgedruk word. En miskien sê, ja, maar ek kom kort. Ek kry dit nie reg nie. Miskien is daar iemand wat vanmôre sê, as ek na die week terugkyk, was daar kere wat ek nou maar 'n wrang smaak nagelaat het. En daar's dinge wat gebeur het, my optrede was nie so dat ek die evangelie versier het nie. En waar die half bietjie in wanhoop vanmôre hier sit, en miskien daar in die huis, dinge wat gebeur wat jy sê, wel, die vrug van die Gees is nie daar nie. En ek het vanmôre 'n nood. En dan wil ek jy sê, is op 'n goeie plek. Want ons het die Here nodig. Die mense lees nie meer hulle Bybel nie, of baie mense nie. Daar is die wat die Here dien en Bybel lees. Maar daar is baie wat hom nie lees nie. Ek het ook in daardie jare terug in die weermag was, moes ons Bybeltjies uitpak vir inspeksie. En toe is daar in 'n groep van 40 in die Bungalow, was daar net 4 Bybeltjies. Toe stop hulle die Bybeltjie uitpakkery. Toe skryf ek 'n brief aan ons prinsipaal, en ek sê ons leef in 'n blanke heidendom. Mense lees nie meer die Bybel, hulle is agnostiek, hulle glo nie in God nie. Hulle is almal mense wat van die universiteit, ek is by die administrasie dienkorp gewees, waar mense wat maar bietjie opleiding, universiteite en ensovoorts, onderwysers, prokureurs, en daai is onder andere onder die klomp troepe. Was nie meer 'n Bybel nie. Wat lees hulle? Hoe sal hulle weet van God? Hoe sal hulle God ervaar? Hoe sal hulle weet dat God hulle lief het? Hoe sal hulle die mooi van die evangelie ervaar? As hulle in jou lewe kyk. Hoe sal hulle van dit wat verkeerd is in hulle lewe gewaar word, as jy die regte pad loop? En jy agterkom, hoor nie, maar ek doen nie so nie. Ek loop 'n krompad. En hulle sal diep onder oortuiging kom by die besef
van hoe dit is om die Here te dien. En dis die wonderlikheid daarvan. Maar die vrug van die Gees dan vanmôre is hierdie die vriendelikheid, goedheid en getrouheid. En wat 'n wonderlike 3 eienskappe is hierdie die vrug van vriendelikheid, die vrug van goedheid en die vrug van getrouheid. Ons het verlede week stil gestaan. En die een wat ons nogal baie getref het, is die lankmoedigheid, né? En waar mens maklik kort kom en jy sê, ek is nie lank van draad nie. En dit is wat makrothumia. Ek verlang voor my toren ontvlam. En dit is lankmoedigheid, wat die woord beteken. So, dis die een, maar dit was verlede week. Nou kom ons by, jy moet nie net lank van draad wees nie, jy moet vriendelik wees. Daar moet goedheid wees, daar moet getrouheid wees. En dan volgende week sagmoedigheid, selfbeheersing. Nou kom ons kom bietjie eers by die vrug van die Gees, vriendelikheid. In Filippense 4 vers 5, ek het dit ook 'n paar sondae gelede, het ek hierdie versie aangehaal, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Nou wat beteken vriendelikheid? Kom ons dink nou maar net so 'n bietjie. Kyk bietjie daar in jou gedagtes om, as ek nou sê ons moet vriendelik wees, wat bedoel ek? Bedoel ek nou maar net ek moet smile met almal. Mens moet smile, jy moet glimlag, maar dis maar so oppervlakkig, dis nie wat werklik beteken, is baie meer betekenis aan dit as dit. Dit spreek, vriendelikheid spreek van 'n hartsgesindheid, wat gegrond is in God se karakter. En is juist die vriendelikheid wat die evangelie aantreklik maak. Weet jy dat die kragtigste invloed in die wêreld om mense vir die Here te wen, is vriendelikheid. 'n Stralende kinders van God wat die vreugde en die wonderlikheid van 'n verhouding met die Here in die wêreld, soos die Here sê ons is 'n lig wat skyn in die donker. Nou wat is hierdie vriendelikheid? Nou ek het so 'n bietjie, ons gaan bietjie in die woord indelwe en die woord betekenisse gaan ons, dis maar hoe ons uitvind wat die woord regtig beteken. Want vriendelikheid kan maar baie oppervlakkig beskou word as net die Afrikaanse woord. Nou daar's verskillende vertalings. Die een Engelse vertaling noem dit kindness of gentleness. En dan die Grieks van hierdie woordjie vriendelikheid is Christotetos. Jy hoef dit nie te onthou nie, maar Christotetos. En dit beteken om sag, nuttig, genadig te wees. 'n sagmoedige omgeegesindheid. Dit is wat wanneer iemand uit liefde en empatie ander goed behandel, al verdien hulle net die teenoorgestelde. Nou, as jy miskien vanmôre hier sit en jy sê wel, as ek nou my vriendelikheid van die week moet kyk, dan moet ek my kop in skaamte laat sak. Miskien is daar dinge in jou lewe wat jy sê wel, ek wanhoop 'n bietjie, of miskien baie. Ek voel daar's nie eintlik hoop nie. As ek na my eie lewe kyk en my optredes, die Engels sê, what a mess. Dit is akelig. Nou, kom ons gaan na die Bybel toe. Toe Jesus, toe die kindertjies wegjaag en hy's 'n besige man, hy vroegoggend dan is hy al uit om te bid en die hele dag en hulle dikwels lees ons het nie eens tyd gehad om te eet nie. En hier kom 'n klomp kinders wat hier alom die Here Jesus is en die disippels is vies vir hierdie lastige klomp kindertjies hier om hom. En hy bestraf die disippels daar en hy sê, verhinder hulle nie, maar laat die kindertjies na my toe kom. En as ons dink aan Palm Sondag, dan wil ek wat nou eentjie vorentoe lê, dan moet jy sien wat 'n geweldige rol die kindertjies daar gespeel het.
En ek wil, hy moet opgewonde daarna uitkyk, die naweek net voor Paasnaweek. Ek is baie opgewonde oor daai Paasnaweek en die Palmsondag. Laat die kindertjies na my toe kom. Wat sien ons by die Here Jesus? Daai liefdevolle teerheid. Daai te midde van al die harwar en baie dinge wat op sy kerfstok is, het hy tyd vir kindertjies. Het hy tyd om aan hulle aandag te gee. Dit laat my dink aan die fariseer en die tollenaar wat gaan bid het in die tempel, wat Jesus van vertel. En die tollenaar staan aan een kant, die fariseer staan aan een kant, en hy sê, ek dank u dat ek nie is soos hierdie tollenaar nie. En hy noem al die goeie, hy gee sy tiendes, en hy doen dit, en hy vas, en hy bid, en hy doen al die goede wat hy doen. En die ou tollenaar het een kant gestaan, en in Engels sou hy sê, what a mess. My lewe is 'n gemors. Here, wees my sondaar genadig. En wat sê die Here? Dis juist daai gesindheid wat hy soek. Sy vriendelikheid is juist teenoor hulle wat dit nie verdien nie, en sien ons daar sy sondaarsgebed. Maar dan 'n baie mooi voorbeeld, en jy moet gerus weer, as jy dit lanklaas gelees het, lees dit weer in Johannes 8, dis so kosbaar. Hier is hierdie sondares wat in egbreek betrap is. Jy weet, dit is nogal 'n erg ding. Hulle daar, soos hulle nou maar sê, wet en het gevang. Hierdie vrou het ontuig gedoen. Met ander woorde, sy met 'n ander persoon het sy verhouding aangeknoop wat sy nie moes nie, of het sy 'n one-night stand gehad, soos hulle sê. Sy is in egbreek betrap. Nou die wet het baie mooi bepaal, en Jesus het baie goed geken, as jy so iemand kry, dan was daar 'n wet gewees. Daai een word met klippe doodgegooi. En Jesus het geskryf in die sand, weer geskryf in die sand, en hy het gesê, die eerste van julle, wat nou sonde is, kom bring hy klip, gooi aan met jou klip. En toe word het stil, en almal is weg, en is Jesus en hierdie vrou. En Jesus sê, het hulle jou nie veroordeel nie? Waar is jou veroordelers? En sy sê, niemand, Here. En die Here sê, vra, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En hierdie is so aangrypend. Hierdie is Jesus se vriendelikheid teenoor 'n sondaar mens. En ek wil hê jy moet mooi let. Sy het nie 'n belydenis van haar sonde gedoen nie. Dis nie op grond van haar belydenis wat sy vergewe is nie. Dit was God se genade. Net sy genade. Enkel genade, sy het nie verdien nie. En eintlik vra Jesus, nou waar is die klomp klipgooiers? Mense wat net heeldag klippe gooi op ander wat verkeerd doen. Jesus het nie gedoen nie. Ek wil hulle noem die baljuw-Christene. Jy weet wat is 'n baljuw? Hy het 'n papier en hy sê, hoor jy is skuldig aan hierdie en hierso. En weet jy wie loop heeldag met 'n baljuw papier? Is Satan. Hy is die aanklaer van die broeders. En hy oordeel hulle dag en nag. Hy soek net heeldag fout by ouens en nou gooi hy klippe. En nou kry hy sy disippels wat ook sal klippe gooi. En Jesus is die enigste een wat die reg het om klip te gooi, want hy is vlekkeloos. En hy sê, nee, ek gaan jou nie 'n klip gooi op jou nie. Hy sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Maar nou kan jy sê, ja, maar beteken dit nou dat God sonde oorsien, of God kan nooit sonde oorsien nie. Enigste vergifnis wat daar is vir sonde, is dit wat hy betaal met sy bloed. Maar hoor wat sê vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg,
sal sekerlik nie in duisternis wandel. Met ander woorde, as daai vrou my begin volg, dan loop sy in die lig. En dan sal sy nie in die duisternis wees nie, om te omdraai na lewe kom. En dis wat Jesus haar uitdaag. Maar die oplossing en die saligheid lê in Jesus. En dat sy by Jesus uitgekom het, ja wel op 'n wrede manier daar uitgekom het, en hier sy uitgelewer en wil haar doodmaak. Maar hier vind sy die verlossing, wat vir haar vryspraak aanbied, maar met hierdie vermaaning, jy moet my pad kry, en jy moet my pad volg. Ek is die lig van die wêreld, volg my. En as jy nooit in die duisternis lewe nie, en nou hierdie ding van die lig en die duisternis is 'n kosbare deel, en so, maar jy weet, ek sê nou daar's die baljeugers nou, wat jy net heel dag vir mense hulle sondeluiste noem. Hulle dra nie vrug van die Gees nie. Hulle is net heel dag om mense se foute uit te wys. Ja, maar die Bybel praat en waarsku teen sonde, ons moet dit doen. Ja, dit is heeltemal reg. Maar vir hulle wat hy moet eers sy sonde ontdek, voor hy vrede in God. Goedkoop genade is iets wat ons glad nie mag verkondig nie. Maar hoeveel vrug is daar in jou lewe, wat ander na Jesus toe kan dryf? Jy sien, daar so iets soos 'n Bybelboelie. Jy weet nie wat 'n Bybel, in Engels noem hulle dit 'n Bible puncher. Dis ou wat heeldag ouens moet tekste slaan, om hulle te vertel hoe verkeerd en hoe van hulle die pad af is, en hoe verkeerd die wêreld is, en hoe sleg die wêreld is, en hierdie hele wêreld is 'n verrotting en hy gee eintlik, hy insinueer eintlik, met die wat hy praat, julle is hierdie wêreld waarvan ek nou praat. Wat sê hy eintlik? Ek is bietjie beter as jy. So deur al sy Bybelboelie, hy gebruik die Bybel om ander mense mee te punch, is hy besig om ander mense af te praat. Jy kan nooit 'n mens by die Here uitkry deur hom af te praat nie. Jesus het nooit iemand afgepraat nie. Afpraat is om hom in die grond in te druk. Satan is die aanklaer en hy wil jou vernietig. Die Heilige Gees oortuig. Hy maak jou bewus van jou sonde en jy buig voor God. So, 'n Bybelboelie is nie vriendelik nie. Al wat hy het, hy vertel net van die oordeele van God. Elke mens op hierdie aarde moet gekonfronteer word met dit, dat sy sonde gaan gevolge hê. Maar te alle tye moet die evangelie, die goeie nuus, oorheersend wees. En moet die lig van die evangelie saam met jou wees, om daai persoon die pad te wys, waarom heen te gaan. En let wel, met liefde. Vriendelikheid is die kragtigste instrument in die vrug van die Gees. Hy sê, want my juk is sag en my las is lig. Die Here Jesus het dit baie duidelik so uitgelewe. Dit laat my dink, terwyl ek voorberei het aan hierdie lied, een van die evangeliedere, Jesus is my dierbaar heiland. Hy is my dierbaar al, hoe ek bemin en aanbid hom. En dan gaan daar een versie so, toe ek in sonde versink was, eensaam en ver verdwaal, soek hy my, kry my, en bring my veilig terug in die saal. Is jy 'n sielesoeker? Is jy iemand wat 'n verdwaalde een soek, en met die liefde van God trek na God toe? Of is jy net daar en voel jy beter as jy ander kan afpraat en vertel hoe sleg hulle is? Hoe om God se lig, sy smaak in hierdie wêreld oor te dra. En dis die woordjie Christotes, is vriendelikheid. Wat 'n fantastiese iets is hierdie. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Dis soos 'n jas wat jy moet aantrek. Dit moet in jou hart wees, maar daar's nog hierdie metafoor van iets wat jy aantrek. Beklee julle met innerlike ontferming.
goedertierenheid, Christotes, of Christotetos, goed, nee. Dit is daai, jy moet dit soos 'n kleed aantrek. Jy moet dit elke dag uitlewe. Die smaak van die wonderlike evangelie, kindness, gentleness, om die teer, ons het vanmôre gesing, saggies en teer is die roepstem van Jesus. Dit moet jou lewe, moet jy uitdra. Maar die vrug van die Gees, die tweede een wat ons by stil staan, is hierdie ene is goedheid. Nou, wat is goedheid? Nou, hier is 'n baie wonderlike iets. Hierdie goedheid, vriendelikheid en goedheid, die twee is karpere, hulle is so baie naby aan mekaar, maar die een verskil heeltemal ook van die ander een, terwyl die een die ander een insluit. Goedheid is meer as vriendelikheid. Goedheid behels aksie, 'n doen. Soos ek die woorde bietjie navors dan, is die vriendelikheid is 'n hartsgesindheid. Dis 'n gesindheid binne in jou wat jy teenoor ander openbaar, wat van God afkom, wat uit die Here uitkom. Maar meer as vriendelik wees, is om tot aksie oor te gaan met dit wat goed is, ongeag omstandighede. En 'n voorbeeld van goedheid is in Johannes 18 vers 6. Dit is eintlik waar ek goed doen, al kos dit my oplaat. Johannes 18 vers 6. Hierdie is 'n vreeslike mooi deel in Johannes 18, waar hulle kom en Jesus nou gevange neem. En nou vra Jesus vir hierdie klompie wat hulle gevange kom neem, wie soek julle? En hulle beduie, dis Jesus. En hy sê vir hulle, dit is ek. Het jy al gelees daar in Johannes 18? Mens kry so lekker as jy dit lees. Toe hy sê, dit is ek. Boems, daar lê die hele klomp van hulle onderste bo. Daar is hulle in verskrikking. Judas Iskariot, die hele lot, hier lê hulle. Hy het net gesê, dis ek. Hy vra weer, wie soek julle? Hy sê Jesus, dis ek. Maar weet jy wat het hier wonderlik gebeur? Toe hy nou sy mag daar demonstreer, hy het gesê vir Petrus, ek het 12 legioene van engele beskikbaar, en dis werklik, is nie net 'n simboliese figuur nie, is werklike geestesmagte wat daar tot sy beskikking is, om vir hom hierdie oorlog te kom voer. Maar hy kies om dit nie te doen nie. Hy gee homself, sal ek nie gaan en myself kom gee nie. Maar wat doen hy hier? En hier kom ek om by die woord goedheid uit te kom. Hy sê vir Jesus antwoord, ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan. Met ander woorde, dit gaan nie oor homself nie. In daai oomblik wat hy gevange neem in hierdie krisis, dan sê hy, hierdie klompie, my kosbare disippels, laat hulle weggaan. Laat hulle dan, moenie met hulle kla nie, moenie hulle gevange neem nie, laat hulle weggaan. En hierdie in God se vertoning van sy mag, is dit die goedheid van sy hart, wat nie aan homself dink nie, maar aan hulle, vir wie hy gekom het en wie sy disippels was. Dis goedheid wat optree ongeag jouself. Goedheid is goodness en dis akathosene, is die Griekse woordjie daar. Dis active goodness. Dis die karakter wat aangevuur en uitgedruk word in agathon, selfs in 'n heilige aggressie. Ons sien sy agathosene, sien ons waar hy in die tempel inkom, en hier waar die Vader aanbid doen. Dis 'n mark wat hulle daar hou en hulle verkoop die beeste, die skape en die offerdiere en die duwe verkopers, en hy gooi hulle tafels om. En hy het hulle uitgejaag, sê die Bybel. Hy het hulle uitgejaag.
en het omgegooi. Dis die goedheid in sy hart, wat so aksie neem oor iets wat verkeerd is. Dis goedheid. Goedheid neem aksie. Wat as ons sê? En in Hebreërs 4, ek het dit in die gebed genoem, is dit waar sy skerp tweesnydende swaard in ons harte instien. En hy sê elke skepsel is sigbaar voor hom. Hy sê maar hy het medelee met ons swakhede. Hy het gekom as middelaar in ons plek. Hy het deur al die versoekings, hy is versoek net soos ons. En hy kom as een wat medelee het en wat as middelaar vir ons kom instaan. Maar die aanvoer van dit alles, as jy die voorafgaande versies, hy sê ons moet nou in sy rus ingaan, en dan sê hy, die skerp tweesnydende swaard sal in jou siel insny, sal ontbloot wat tussen God en jou staan. En dis daai goedheid van God, wat u en my met sy woord kom besoek, en wys, maar hier is jy ongeduldig, daar is jy vleeslik, daar is jy vol van jouself. Ek is jou middelaar. Daar het jy gefaal, daar het jy misluk, daar is jou lewe heeltemal 'n verwoesting. Ek is jou middelaar wat vir jou intree. Die goedheid van God. Lukas 23 vers 50 lees ons van Josef van Arimatea. Nou hier is 'n baie kosbare iets. En daar was 'n man met die naam van Josef van Arimatea, 'n lid van die raad, hoor hierdie, 'n goeie en regverdige man. Daai agathos in hy. Hy's 'n agathos in hy man. 'n goeie man. En hy was in die raad, hy het nie saamgestem met die dinge wat hulle gedoen het, en dit het hy Jesus gaan kruis, maar hy is deel van die Joodse raad. En hy gaan na Pilatus toe, hy waag dit. Al is hy deel van die Sanhedrin, hy gaan na Pilatus en hy vra die liggaam van Jesus. En hy vat hom en hulle het hom toegedraai in doeke en het hom gaan begrawe in 'n graf wat hy beskikbaar gestel het. 'n goeie man. Hy is iemand wat aksie neem. Al kos dit hom wat dit hom gekos het op die ou end is nêrens vir ons aangeteken het nie. Maar die feit dat hy deel van die Joodse raad was en hierdie daad aan Jesus gedoen het, sal nie ongemerk verbygaan nie. En hy nogal saam met die Nikodemus wat na Jesus toe gekom het. En ek wonder of hy en Nikodemus bietjie gepraat het oor wat wedergeboorte is. Maar hulle was besig met hierdie groot taak. Net so interessant. Nou sê Psalm 34 vers 8, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. En hy red hulle uit. Nou wil ek vir die kinders sê, Sabulies is by die skool. Jy moet hierdie verse mooi leer. As jy in respek voor God lewe, hy trek 'n laar rondom jou. En jy sien hom in jou oë nie, maar hy is daar, hy beskerm jou. Nou, daai van hy trek 'n laar rondom, die volgende verse, vers 9, smaak en sien dat die Here agathos in hy is, dat hy goed is, dat hy aksie neem, om wat reg en wat verkeerd is, hy sal die reg beskerm. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. O, skuil by die Here, as jy omsingel voel deur mense. Nou net vinnig, om hierdie te demonstreer, God se goedheid. Elisa, hy was 'n man van gebed, en toe hoor hulle vra, maar hoekom verloor ons altyd as ons Israel en Juda gaan aanval? Wat is die moeilikheid, vra die vyande van Israel. Sê nee, daar is 'n man wat bid, en die koning stuur 'n leermag, en nou hoor, hulle het 'n hele weermag met strydwaans, met perderuiters en 'n verskriklike groot leer. As die Bybel so sê, dan is dit so. Het hulle gestuur om hierdie een bidder man, Elisa, te gaan vang.
Maak u soveel van gebed? Glo jy in gebed? Hoe as gemeente moet ons soveel van gebed maak? Want Elia is 'n man van gebed, en hoe vrees die vyand 'n man wat bid? En hulle hierdie hele weermag, en toe kom die diensknegt van Elia die môre toe hy nou wakker word, en hy kyk, en hulle is omsingel. Hierdie weermag het hulle omsingel, en hulle is vasgekeer. Hulle gaan gevang en doodgemaak word. En die diensknegt sê vir Elisa, ag my Heer, wat sal ons nou maak? Wat sal ons nou maak? En Elisa bid, en hy sê, Here, maak tog die man sy oë oop. En die volgende oomblik gaan sy oë oop, sy geestesoë, en hy sien wat 'n mens nie normaalweg met jou oë sien nie. En so, en hy sien, wat sien hy? Hy sien dat daar rondom hulle is daar 'n hele leermag van God, wat hulle kom beskerm. En wat doen Elisa? Hy vra vir die Here, hierdie klomp, hierdie weermag wat nou gekom het, hierdie army wat teen ons opgestaan het, slaat hulle met blindheid, en die Here maak hulle almal blind. Boems. Is nogal gevaarlik om 'n boelie te wees, hoor. Dan hier is hulle almal blind. En hy sê, nee man, julle soek jy is by die verkeerde plek, verkeerde adres, kom ek vat julle. En hy vat hulle na Samaria toe, en hy vat hulle na die koning, en hier is die hele lot krygsgevangenes. Sien hoe werk God? Die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Smaak, proe dit, soos jy daai druiwe geproe het, proe dit, dat die Here goed is. As daai ouens met jou lelik is, proe dit, dat die Here goed is, en dat hy 'n laar trek rondom die wat hom vrees. Die Here is met jou. O, juig vanmôre in die goedheid van God. Het eens as die berge vol perde en waans van vuur rondom Elisa. O, hoe groot is God nie. Nou kom Psalm 145 vers 9, die Here is vir almal goed, en sy barmhartigheid is oor al sy werk. Nou hierdie woordjie barmhartigheid is toe nou sy goedheid, en dan barmhartigheid gaan daarmee saam. The Lord is good, and his tender mercy, sy teerheid, are over all his works, the entirety of the things created. Die Here se tender mercies, en hierdie wil ek baie vinnig net by stil staan. Daai barmhartighede is die woordjie vir daai barmhartighede is raham, en dit beteken womb, 'n baarmoeder. Soos daai ongebore babatjie in 'n baarmoeder gehou word. Om met ons Esther's verwagting van ons tweede kind, was ons in 'n motorongeluk, en 'n motor het haar op haar deur geslaan, soveel dat die armleuning afgebreek was, en sy het 'n verskriklike hou op die babatjie gehad. En die babatjie is skielik stil. En ons 'n dokter toe en alles. En nou, lang storie kort, die Here se genade was, die kind het niks oorgekom in die baarmoeder, in hierdie ongeluk. God het, een van die dokters het gesê, sy het 'n ribfraktuur opgedoen van daai botsing, die babatjie binne in die baarmoeder, en sy was beskerm. Nou, hierdie racham, die barmhartighede van God, is soos 'n baarmoeder. Nou, Josef, lees ons die seëning wat oor Josef uitgespreek is, in Genesis 49, sê hy, word die seën so uitgebrei, hulp van die Almagtige, wat jou seën met seëninge van racham, van moederskoot. En is dit nie wat Josef gedoen het nie? Hy was soos 'n baarmoeder, wat die hele volk Israel veilig beskerm het. Wat hulle daar binne in Egipte veilig bewaar. Wat deur God se beskikking was hy soos hierdie veiligheid van 'n moederskoot. En hoe wonderlik is dit nie? En dit is wat goedheid en daai barmhartigheid is, hoe God ons beskerm. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed met die skepping, nee, Genesis 1, en in Genesis 2 vers 18, ook het die Here God gesê, nou,
net ietsie. God het alles goed gemaak. Maar daar's een iets wat hy gesien het wat nie goed is nie. Toe hy klaar is met al sy werke, toe sien hy as een iets wat nie goed is. Jy het daaraan gedink. Hy het gesê, nou, al sy skepping en alles baie goed was, is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En hy skep familie. Hy maak familie. En dis die goedheid van God, wat sê, alles, hy gee daai goedheid. Romeine 3 vers 12 sê, die mensdom het afgewyk, saam met hulle ontaard, daar's niemand wat goed doen nie, daar's niemand wat hierdie Racham is, wat hierdie, soos die baarmoeder is. En dis wat met Adam fout gegaan. Adam staan by, waar Eva versoek word. En die Here het hom duidelik gesê, Adam, jy moet die tuin bewerk en bewaak. Jy weet ons werk baie goed. Jy werk hard. Waar kom die bewaak? Hy moes Eva bewaak. Hy moes daai slang se kop afgekap het. Hy moes opgetree het. Hy moet goedheid in hom gehad het. En opgetree het teen wat verkeerd is. Maar hy laat dit gaan. En die uiteinde is, ons almal volg as ons oupa Adam se voorbeeld, niemand wat goed doen nie. Want die mens word een wat net doen, wat vir hom belangrik is, en nie vir God belangrik is. En die hele ellende in alles, gaan oor die leuen van Satan. Alles wat Satan bereik, is leuns. Hy sê, is dit so, dat God gesê het, hy saai sy twyfeltjies, nee. En hy is die aanklaer van die broeders dag en nag. Hy breek af, hy maak skuldig, hy beskuldig. En elke versoeking wat daar in hierdie hele lewe plaasvind, is 'n leuen. Satan se leuns, daar's altyd waarheid in. Want dis die pap aan die hoek, nee, om ons te val. Maar wat gebeur hier met Adam en Eva? Hulle besluit om hierdie Racham, hierdie baarmoeder, hulle wil self aborteer weg van God af. Hulle wil haar naalstring afsny. Hulle wil los van God af wees. Larry Crabb skryf in sy een boek, skryf hy The Desperate Wickedness, om los van God te bly staan. Dis amper soos hierdie, ek weet nie van u dalk al die videoetjie gesien, van die moderne babatjie wat gebore is, toe hy so uitkom, en hy kyk so, toe kyk hy so, en hy gryp een sy selfoon, en hy kyk gou aan, hy Google gou aan, en hy sien, sy nastering is nog aan, en hy gryp die tangetjie, en die skertjie, en alles in die dokter se hande, en koop, en hy knip sy eie nastering. Dit is maar grappies, nee? Maar weet jy hoe diep lê dit eintlik? Dis wat Adam gedoen het. Ek wil nie meer in die Racham van God, in die beskerming en versorging van God wees nie. Ek is nou volwasse, ek wil nou uitbreek, ek wil my eie ding doen, elkeen het sy eie pad geloop, ek wil my pad sonder die Here, sonder afhanklikheid van ja en my help, hy moet vir my sorg. Maar om absoluut verbind te wees met God, wil die mens verbreek. Hy wil breek, hy wil los wees van Racham. Daarom die mens soek nie God nie. Ja, hy soek die hulp van die Here, maar om in intimiteit met God te leef, nee. Maar dit bring my by die volgende, die vrug van die Gees, is getrouheid. En hier gaan ek stop. Want ek sien in ons tyd het ons ingehaal, en ek gaan dit vir volgende week beërdig. Die vrug van die Gees, getrouheid, is so kosbaar. Ek wil dit net die saadjie so gooi, en sê getrouheid is die teenoorgestelde van leuen. Dit beteken ek is absoluut betroubaar. Maar meer daaroor volgende week. So, ons vrug van die Gees het ons dan vanmôre mee afsluit, is hierdie vriendelikheid en goedheid. 'n Goedheid wat aksie neem, wat die slang se kop afkap, as dit nodig sou wees. Maar
die regheid pad van God. Om suiwer voor God te wees, en eintlik in die getrouheid kom hierdie suiwerheid nou uit. Maar om goedheid, om te sê, Here, U is goed. Om God se goedheid te ontdek, om God se barmhartigheid, daai ragam te ontdek, hoe hy jou omhou met wie hy is. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, U weet vanmôre wie hier sit en sê wel, my lewe is 'n groot ellende. Iemand wat sê, ek kan nie my kop optel nie. Here, U sê, kom na my toe, en ek sê rus gee. Here, toon vanmôre U liefde, U vriendelikheid. Openbaar dit soos aan daai sondares. En sê, kom wandel in die lig. Kom leef naby my. Dankie, Here. Dankie vir U goedheid wat ons beskerm, wat ons dag na dag omhaal. En dat ons in U veilig kan wees, wat ook al gebeur. Ons soek U, Here. Here, sien elkeen wat vanmôre hier sit en sê, Here, dink aan my. Wees my sondaar genadig. Elke kind van U wat sê, ek het hierdie week gefaal. Hierdie week was my vrugte, my bitter vrugte gewees. Here, laat elkeen kom en U vergifnis kom kry. En hulle lewe aan U toewy. Here, ons begeer om die smaak van ons Here Jesus in hierdie wêreld oor te dra. Dankie, Here. Amen. Ons gaan 'n slot saam sing. Ek wil weer vra dat U daar by die hoofdeur sal uitgaan. Esther het weer, ek en Esther gaan daar wees om vir U net weer die gebed van die week so ietsie oor hierdie vrugte te gee. En dan is daar van die manne wat ek gevra het, ons wil net 'n liedjie oefen. Hulle sal weet wie se